liefde wat geen grense ken en harte vir hom wen. Laat almal weet dat Jesus Vader liefde is. Laat almal weet dat Jesus die koning is. Laat almal weet dat Jesus Vader liefde is. Laat almal weet. Goeiemôre almal. Baie welkom hierso vanoggend. So 'n pragtige dag. En ons sien dit raak nou later lig en dit sal seker al meer koeler word, maar dit is nog lekker. So dis lekker om hier so saam te wees. Baie welkom aan elkeen van julle. Ons gaan aan die einde van die diens sal ons die afkondigings doen. So ek wil maar net hierdie kans gebruik om julle môre om julle welkom te heet en uit te nooi om na die diens lekker saam met ons tee en koffie te gebruik en almal wat lief is en almal wat weer hierso is, lekker saam te gesels. Kom ons word net vir 'n oomblik stil voordat ons begin. Ons Vader in die hemel, ons wil vir U al die lof en die eer en die aanbidding gee vir so 'n mooi dag. Vir so 'n heerlike geleentheid om saam te wees. Vir die bederf, as mense dit so kan sê, om in hierdie land, in ons eie taal, vanoggend vir U te kan aanbid. En na U woord te kan luister. En onsself opnuut weer aan U te kan toewy. En ons bid dat dit alles so sal wees en dat U vir ons sal help om dit tot U eer te doen en nie tot ons bevrediging nie. Wil U naam verheerlik word as ons hier saam is in die naam van Jesus. Amen. Ons gaan 2 liedere sing, die tema van vanoggend. Ons begin vandag regtig die 10 gebooie bespreek, so ons gaan die eerste 2 gebooie doen vandag. En dit gaan mos nou oor daar is net een God. So ons gaan 'n bietjie sing oor die grootheid van God en ons het nie so as een lied wat 'n mens nie in Afrikaans het nie, dis Awesome God. So ons gaan hom tweede sing. So ons gaan begin met Bring hom hulde en dan gaan ons Awesome God sing en dan gaan Anita vir ons die kindertjies en saam met die kindertjies vir ons dan die 10 gebooie doen. So kom ons staan en kom ons sing lekker saam, Bring hom hulde en dan Awesome God. Bring hom hulde, bring hom hulde, bring hom ere, bring hom ere, bring hom hulde, ere, lof en majesteit. Soos in die hemele, so ook op die aarde, aan Jesus alleen kom toe die eer en heerlikheid. Aan die kruis het hy die vyand uitgekleed en oor die bose mag finaal getriomfeer. Die poorte van die doderyk is uit mekaar geskeur en die leë graf verkondig steeds hy alleen regeer. Bring hom hulde, bring hom hulde, bring hom ere, bring hom ere, bring hom hulde, ere, lof en majesteit. Soos in die hemele, so ook op die aarde, aan Jesus alleen kom toe die eer en heerlikheid. Aan die kruis het hy die vyand uitgekleed en oor die bose mag finaal getriomfeer. Die poorte van die doderyk is uit mekaar geskeur en die leë graf verkondig steeds hy alleen regeer. Bring hom hulde, bring hom hulde, bring hom ere,
God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an Ons kan maar sit, dankie. Net soos Anita nou vorentoe kom om die kinders vorentoe te kry. Ek het, as ek nou hier so staan en vir julle kyk, dan sien ek nie die verskil nie, maar ek dink julle het seker die verskil gesien nou dat die gordyne op is. Uiteindelik, na 4 maande, is dit op en behoort ons aandag nie so baie afgetrek te word nie. So ons hoop dit is vir julle ook lekker. Dankie Anita. Goeiemôre almal. Ek gaan nou nie vanoggend die kleintjies regtig op die spot sit nie. Ek weet as ek hulle nou vorentoe roep, hulle sal dit nou kan lees, maar ons wil graag vanoggend, ons het nou by die Glory Kids het ons die 10 gebooie behandel en ons het dit gedoen op 'n manier wat vir hulle kan werk. So ek gaan nou nie ek het nou gedink eers ek moet hulle vra om vorentoe te kom dat ons dit saam lees, maar dan sit nou net arme Heinrich en Tildy wat dit nou gaan lees want hulle het nou Vrydag aand geoefen. So ons is okay, ek sal hulle vanoggend afgee. So kom ek wil graag hê ons wil dit gou saam met julle doen. Dit is in Engels en ek wil net hê julle moet bietjie kyk hoe ons dit nou vir die kinders leer sodat dit vir hulle makliker is om te verstaan waaroor dit eintlik gaan. En julle sal sien ons werk bietjie met kleure en die eerste 4 gebooie is 1 kleur en dis omdat dit gaan oor wie van julle weet. Hoekom is die eerste 4 anders? Ons gaan oor liefde tot God. En die volgende 6 is dan oor liefde tot jou naaste. So ons het dit so opgesom vir ons sodat dit vir ons makliker kan wees. Number 1 says, love God more than you love anything else. God must be number 1 in your life. Number 2 sê dan, don't make anything in your life more important than God. Don't love things more than you love God. Ek wil gou teruggaan na nommer 1 toe skies. Julle sal sien die een, ons het vir onsself 'n pyltjie bo gemaak by 1 want dit gaan oor God is nommer 1 in jou lewe. As jy kyk na nommer 2 dan as jy jou verbeelding gebruik, dis soos iemand wat kniel. Die 2 lyk soos iemand wat kniel en ons gebruik dit om onsself te herinner die nommer 2 dat niks mag meer belangrik wees as God en ons mag vir niemand of vir niks liewer wees as vir God en voor dit buig nie. Nommer 3 het ons 'n prentjie wat die mond die lippe. So you may not take God's name in vain, always say God's name with love and respect. Nommer 4 is dan soos 'n huisie. Honor God by keeping the 7th day of each week holy. You have 6 days in which you work, but remember the 7th day is dedicated to God. Nommer 5 is dan 'n mamma en 'n pappa wat daar staan met 'n kindjie by hulle. Love and respect your mom and dad. Wat beteken ons vir die kleintjies? Wat beteken sê ons by? Obey them. Ons moet luister, nê? Number 6, you must not commit murder. Never hurt anyone. And that means with your word and with your actions, never hurt anyone. Number 7, marriage is holy. Always be faithful to your husband and wife. Always keep your promises. Number 8, do not steal. Do not take anything that is not yours. Nummer 9, do not tell lies. Always tell the truth. En dan die 9 gemaak ons dan amper soos 'n beeld wat lyk soos asof jy praat, asof jy daardeur praat en jy klank kan hoor. So do not tell lies. Always tell the truth. Make sure that everything you say is the truth. En dan nommer 10, be happy with what you have. Do not wish for other people's things. Nou, dit mag nou vir julle klink na 'n vereenvoudigde manier van kyk na die 10 gebooie, maar dit is ons kinders ken dit. Ons kleintjies ken dit. Jy kan vir hulle nou enige een van hulle vra, hulle gaan vir enige een van daai 10 sê en hulle kan dit lees. Die van hulle wat begine lees het, want dis 'n maklike manier en dis 'n praktiese manier. En Vrydag aand het ons ek wil net so 'n bietjie met julle deel by die Glory Kids. Vrydag aand het ons gesê, het was ons onderwerp Jealousy Makes You Nasty. So ons toe gepraat oor Josef en toe het nog gegaan oor wie van julle weet wat 'n commandment?
kan julle, die kinders sal op julle kan sê, dit gaan oor nommer 10, jy moet tevrede wees met wat jy het. Want ons het gepraat oor hulle wat was jaloers op Josef, sy broers. So dis waar gaan so toe ons nou die 10de gebod het ons nou op so 'n manier aan hulle verduidelik. Ons wou dit maar net met julle deel. Dankie. Dankie Anita. Ons gaan nou die Here dien en vir hom dankie sê vir sy sorg as ons hom dit dien met ons liefdegawes. En na die dankoffers dan gaan ons die kinders kans gee om vir die klasse te verdaag. Daar is geen grens aan die guns en genade, die groot ontferming hang nooit op. Dit is nie elke môre, nie elke môre, groot is die trou in my God, groot is die trou Daar is geen grens aan die guns en genade. Dankie julle twee. Kom ons bid saam. Ja Here, u guns, u genade is so groot, grensloos. En ons sê vir u dankie. Dankie dat u selfs vir ons voorsien, sodat ons vir u iets kan teruggee. En ons bid dat dit wat ons so vir u gee, dat u vir ons sal lei om dit tot u eer te gebruik. Sodat ons gemeente in diens van u koninkryk sal staan en nie in diens van onsself nie. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Dankie. So ons kinders kan nou gaan vir die sonnaarskoolgroepe, die hoërskoolkinders hierso in die biblioteek. Hulle gaan saam met Johan, is ek reg? En die kleintjies saam met Tammy na die boonste saal toe. Ons gaan nog 'n lied sing voordat ons gaan saam lees verder. En ons gaan daardie mooi lied sing, in die hemel is die Heer. Daar is mag in sy woord. Kom ons staan en kom ons berei ons voor vir wat hy vir ons deur sy woord wil sê oor sy gebooie as ons hierdie lied saam sing. Die hemel is die Heer en sy glans is soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regeer. U regeer. Miljoene in gereedheid staan die engele om sy troon, verbuister in sy sieraad en die wilde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die water stryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regeer. En aan U is die mag
regeer in ons lewens, U regeer bo oor die waters reis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En na U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof van U regeer. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof van U regeer. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof van U regeer. Dankie. Ja, Here, U regeer. U regeer oor ons lewens. U regeer oor die heelal. En daarom is ons veilig. En in U almag het U nog tyd vir mense. Duld U ons nie net nie, maar versamel U ons so saam. En spreek U ons ook aan deur U woord. En ons sê vir U dankie dat U met ons bemoeienis maak, dat U ons nie afgeskryf het nie. Want Here, ons moet bely dat ons sondige mense is. Ons moet bely dat U nie altyd eerste kom in ons lewens nie. Dat ons so dikwels sleg voel oor ons weer verkeerd was, omdat ons nie U gehoorsaam het nie. Maar dankie Here dat ons vanoggend almal hier kan wees in die teenwoordigheid, dat ons ook saam na U toe kan kom en ons skuld voor U kan kom bely en vir U vra, Here, vergewe asseblief. Ons verdien nie U vergifnis nie, maar ons wil vir U sê dankie vir U liefde en vra dat U ons opnuut sal vergewe en dat U vir ons sal help om regtig teen die sonde standpunt in te neem. En ons bid dat vandag se diens en die boodskap, die tema ook vir ons daarin sal help. So staan ons by asseblief. Maar dankie dat ons ook vir mekaar kan bid. Ons het 'n nuwe kwartaal begin. Die skole is aan die gang, die dinge vlot weer. En ons vra Here dat U met elke gesin sal wees en elke gesin sal lei en begelei in hierdie kwartaal. Ons bid vir ons kwartaalse werksaamhede, die groepe wat in die gang kom, die sonnaskool wat in die gang kom, en ons vra Here dat U ons asseblief sal help om nie net die dingetjies by te woon nie, maar dat dit vir ons sal help om nader na U toe te kom en om te groei in die geloof en ons vrymoedigheid om van U te vertel groter te maak asseblief. Ons bid ook vir elkeen wat in hierdie week in besonder hulp nodig het. Ons vra dat U met mense met hulle uitdagings sal wees en hulle sal bystaan. En ek wil in besonder bid vir Natasha wat hierdie week die spesialis gaan sien, dat U vir haar ook sal help om klarigheid te kry en vir hulle sal help om te weet hoe om haar vorentoe te behandel ook asseblief. Maar dankie dat ons ook vir elkeen in die gemeente aan U kan opdra vir die week wat voorlê, maar dat ons ook nou vir U kan sê, Here, ons is hier in U teenwoordigheid. Ons het 'n behoefte om U woord te hoor en ons vra, maak dit vir ons duidelik asseblief. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Voordat ek nou die skrifgedeelte gaan lees, julle kan solank blaai na Lukas 18. Ek gaan daardie verhaal van die ryk jong man gaan ek lees
en ons gaan dit later in verduidelik, maar wil ek net miskien net weer sê hoe ons nou die prediking en die Bybelstudie, persoonlike Bybelstudie en die groepe inrig. So ons tema vir hierdie jaar is om weer terug te gaan na die grondbeginsels van die geloof. So in die eerste kwartaal het ons gaan kyk na die 12 artikels en hierdie kwartaal staan ons met die prediking stil by die 10 gebooie, soos ons nou gehoor het. So ons wil leer wat die Here regtig vir ons wil sê. Ons wil weer terugkeer na ons geloof. Dit het ons laas jaar agtergekom. In die tussentyd gaan ons aan met persoonlike Bybelstudie en ons probeer in ons Bybelstudie dwars deur hierdie jaar dwars deur die Bybel kom. So ons gebruik die storie en dit is ook dan die tema wat gebruik word by die Sondagskool. En ons sal nou aan die einde van die diens sal ons nou weer 'n storietyd hê, so ons gaan nou weer elke Sondag so 'n bietjie dit vir mekaar verduidelik. Maar wat die 10 gebooie betref, Danita verlede week vir ons nou 'n agtergrond gegee en 'n inleiding oor die 10 gebooie as geheel. So vandag begin ons nou by die individuele gebooie. En omdat hulle by mekaar hoort, of nie by mekaar pas, nie soseer hoort nie, en omdat ons net 9 weke in die 10 weke het nie, daarom gaan ons vanoggend vir die eerste en die tweede gebod saam doen. Maar voordat ons daarby kom ons lees uit die skrif uit. Ek het nie die skrifgedeelte op die skerm nie. Ek wil vir julle uitdaag om dit in julle Bybels of in die fone te lees. En dit is die gelykenis van die ryk jong man en ons sal sien hoe hierdie eerste 2 gebooie in sy lewe toegepas is. Daar het iemand na hom toe gekom en gesê, meneer, dit is nou Lukas 18 vers 18. Nee, dis Lukas 18 vers 16. Daar het iemand na hom toe gekom en gesê, meneer, watter goeie daad moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus het vir hom gesê, waarom vra jy my uit oor wat goed is? Daar is net een wat goed is. Maar, as jy die ewige lewe wil ingaan, onderhou die gebooie. Watter gebooie bedoel jy, het hy vir hom gevra. Jesus het gesê, dit, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis lê nie, eer jou vader en jou moeder, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit alles het ek nagekom, het die jong man vir hom sê. In watter opsig skiet ek nog tekort? So hy sê, ek het die boksies getik. Wat nog? Jesus het hom geantwoord, as jy volmaak wil wees, gaan verkoop jou besittings en gee die geld vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my. Ons sal later aan sien hoe sy skat op die verkeerde plek was, né? Toe die jongman dit hoor, het hy bedruk weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus het toe vir sy disippels gesê, dit verseker ek julle, 'n ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom. Ek stel dit nog sterker, dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom. Want die rykdom het hulle God geword, en hulle sukkel om God te eer. Toe die disippels dit hoor, was hulle ewig ontsteld, en hulle het gesê, wie kan dan gered word? En toe sê Jesus vir hulle, en dit geld ook vir ons vandag, vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik. Toe sê Petrus vir hom, kyk, ons het alles verlaat en u gevolg. Wat sal ons daarvoor kry? En Jesus antwoord hulle, dit verseker ek julle, wanneer alles nuut gemaak word, as die seun van die mens op sy koninklike troon sit, sal ook julle wat my gevolg het op 12 trone sit, en oor die 12 stamme van Israel regeer. En dan sluit hy af met vers 30, maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste. So hierdie verhaal gaan ons nou nie vandag verduidelik nie, ons gaan later aan vir julle wys hoe dit vir ons 'n voorbeeld is van hoe die gebooie in ons lewens funksioneer. Geliefdes, ek wil vir julle 'n vraag vra waarby ek later weer sal terugkom. Ek wil vra of hier enige getroude man of vrou in ons gehoor is,
wat dit sal verdra as jou lewensmaat ander minnaars het. Ek wil vra of die kinders is, ook die kinders is nou uit die gehoor uit, maar of julle kinders ken wat jaloers word, as hulle ouers meer aandag aan ander kinders gee, omdat hulle nie eintlik wil deel nie. Ons ken dit, nie? Net so verdra God nie dat sy volgelinge ook ander gode het nie. Ook ander lojaliteite het nie. Dis waaroor die eerste 2 gebooie gaan. Maar voordat ons die 2 gebooie behandel, net gou teruggryp na wat Anita laasweek vir ons op gewys het, en dit is God se invalshoek of vertrekpunt as hy met ons praat oor die gebooie. As hy met ons praat oor, in die eerste 2 gebooie handel daaroor dat ons God moet dien en hom alleen moet dien. En dan vat hy die volgende gebooie, maar as God met ons oor die gebooie wat sy wil vir ons in hierdie wêreld praat, dan het hy 'n invalshoek. En sy invalshoek is, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Wat presies bedoel die Here wanneer hy dit sê? As hy sê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry, dan sê hy eintlik 2 dinge. Die een is, hy sê, ek het die bevoegdheid om vir jou hierdie riglyne te gee, want ek is die Here jou God. Onthou, die Here beteken besitter, eienaar. Ons behoort aan hom. Hy mag, hy kan van ons dinge vra en vereis. Maar die tweede ding wat hy hiermee sê is ook, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny gelei. Ek het jou vrygemaak. Ek is die Here jou God wat jou so lief het, dat ek my liefde aan jou bewys het, dat jy nie meer langer 'n slaaf is nie. In daardie tyd toe die 10 gebooie bekend gestel het, was dit die Jode wat bevry was, want hulle was toe in die woestyn, hulle was nie meer in Egipte nie. In ons tyd is dit ons wat vrygemaak is deur die werk van Jesus aan die kruis. Ons is vrygemaak van die sonde. So wat die Here vir ons wil sê as hy met hierdie invalshoek begin, wil hy vir ons sê, die gebooie wat ek nou vir jou gaan gee, is nie 'n klomp dinge wat jou moet beperk nie, maar is om jou die lewe sinvol te maak, om jou vry te maak. God wil ons nie ellendig maak met die gebooie nie. Hy wil ons heilig maak. Hy wil ons help om regtig sinvol te lewe, want sy gebooie kom uit liefde vir ons, nie oor hy 'n monarg is nie, as mens dit so kan stel nie. As die Here sê, ek is die God wat jou vrygemaak het, as dit sy invalshoek is, dan beteken dit elke keer as ons in hierdie kwartaal na 'n gebod gaan kyk, moet ons daardie sinnetjie vooraan sê. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag nie die naam van die Here jou God eintlik gebruik nie. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Ek is jou God, ek het jou vrygemaak. Jy mag nie steel nie, verstaan julle? Dit moet ons altyd onthou. Dit is die vertrekpunt, die agtergrond, die invalshoek van hoekom God sy gebooie vir ons gee en hoekom hy dit mag gee. En dit moet vir ons sê, omdat ons vrygemaak is, kan ons dit nakom. Ons kan teen die sonde stry. En daarom as jy na die gebooie kyk, moet jy elke keer onthou, dis nie net 'n gebod, jy moet of jy mag nie. Ekskuus. Dis nie net 'n verbod, jy mag nie. Elke gebod het ook 'n moet wat jy moet doen. So gaan ons hierdie kwartaal na elkeen van die gebooie kyk. Elkeen het 'n verbod en elkeen het 'n gebod. Vandag dan die eerste 2 gebooie. Daar's net een God en hoe hy aanbid wil word. So as die eerste gebod wat ons net gesien, daai nommer 1etjie, as dit dan gaan oor die doel van ons oorbidding,
die doel van ons aanbidding, dan gaan die tweede gebod, daai een waar die persoon staan en kniel of kniel in gebed, dan gaan die tweede gebod oor die manier hoe ons hom aanbid of die metode van ons aanbidding. Kom ons kyk dan na die eerste gebod. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Wat is die verbod? Die verbod is, jy mag geen ander gode voor my aangesig. Met ander woorde, ons mag geen ander gode aanbid nie, niks nie. Want God verdra nie mededingers nie. Ons het gehoor, of ons sal nog hoor in die derde gebod, hy het gesê, ek is 'n jaloerse God. Hy deel nie. Net soos 'n liefdevolle man nie sal verdra dat sy vrou 'n minnaar het, of 'n liefdevolle vrou dat haar man iemand anders het nie, so verdra God ook nie dat sy volgelinge ook ander gode, ander invloede in hulle lewens het nie. Die verbod is, jy mag geen ander gode hê nie. Maar wat is die gebod dan? Die gebod is, maak God die mees betekenisvolle persoon en invloed in jou lewe. Ons behoort niks of niemand in ons lewens te hê wat meer invloed in ons hart het as wat die Here het nie. En as daar enige iets is of enige iemand vir 'n kind, 'n ouer, vir 'n groot mens, 'n ander mens of 'n ander belang wat wel vir ons meer beïnvloed as vir God, wat wel meer invloed in ons lewe het as wat God in ons lewe het, dan is daardie iets of iemand 'n afgod. Dis waarop dit neerkom. Want ons moet besef, as ons na hierdie gebooie luister waar die Here sê, ons mag geen afgode hê nie, dat 'n afgod is nie net 'n standbeeld, of soos in hulle tyd 'n totempaal, julle ken mos daai goeters, nê? Dis nie waartoe afgodery beperk is nie. Nee, 'n afgod is iets wat die posisie van invloed oor jou lewe beklee. Al sou jy nie noodwendig voor daardie ding staan en bid nie, maar as daardie iets of aspek of iemand jou lewe so beheer dat jy aan daardie nikke en grille toegee, dan het daardie iets of iemand 'n God in jou lewe geword, 'n afgod. Want dis mos nie die ware God nie. Want 'n afgod is iets wat die posisie van invloed in jou lewe het. En dit is hoekom ons die verhaal van die ryk jong man gelees het. Want Jesus gebruik juis daardie verhaal om te wys hoe 'n invloed in jou lewe jou aandag weg kan vat van God af. Hierdie jong man kom na die Here toe en hy vra Jesus die belangrikste vraag wat elke mens in die lewe kan vra: wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En dan sê Jesus, hy moet die gebooie onderhou, en hy sê, maar dit het hy altyd nog gedoen, hy het dit getik. Dan sê die Here van hom, daar's nog een ander ding. En dit is om al sy belange, al sy besittings te verkoop en dit aan armes te gee, mense wat dit nie verdien nie. Hoekom sê Jesus dit vir hom? Wil Jesus daarmee eintlik vir ons sê as Christene dat 'n mens jouself moet verarm as jy wil hemel toe gaan, of voor jy kan hemel toe gaan? Nee, dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan nie oor armoede en rykdom nie. Dit gaan hier oor wat is die belangrikste in sy lewe. Want ongelukkig met daardie gesprek het dit duidelik geword dat hierdie jong man wat soveel potensiaal gehad het, wat so godsdienstig was, dat hy ongelukkig sy status gekoppel het aan sy portfolio. Hy was nie 'n Christen omdat hy aan Christus behoort nie. Hy wou godsdiens doen om sy vernaamheid op te lig. Sy selfwaarde het hy gevind in sy finansiële waarde.
En dit het hom so in besit geneem, dat toe hy die keuse moes maak, hy letterlik bedroef weggegaan het. Hy kon nie dit los nie. Al wou hy bitter graag hemel toe gaan. Want die kern van hierdie man se probleem is dat hy meer beheer was deur dit wat hy besit het, as deur die een wat dit vir hom gegee het. Sy rykdom het sy alles, met ander woorde sy God geword. Hy het die eerste gebod oortree. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. So die eerste gebod vra die vraag vir elkeen van ons vanoggend: waar is jou hart? Gee jy vir God die regmatige, die eerste plek in jou lewe? Daarom is dit die eerste gebod. Maar soos ons gesê het, die tweede gebod, alhoewel dit nie dieselfde is nie, is baie naby aan dit gekoppel. Die twee het met mekaar te doen. Die tweede gebod sê: ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of die aarde onder, die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar, en ons sal daarby terugkom, ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. So die tweede gebod sluit aan by die eerste. Hier word nie vir ons net gesê ons mag nie ander gode aanbid nie. Maar hier word vir ons baie duidelik gestel dat die een ware God wat ons aanbid, moet ons ook op die regte manier aanbid. Ons moet hom aanbid soos hy aanbid wil wees, nie soos ons dit vir onsself indink nie. En mense wat hulle self veroorloof om aan God te dink soos hulle wil en hulle godsdiens in te ruim soos hulle dink dit reg is, oortree die tweede gebod, want hulle neig na afgoderry. Hierdie gebod se doel is om ons te verhinder om voorwerpe of beelde of idees te gebruik in ons aanbidding wat ons uitgedink het en wat nie God se wil is of God se metode nie. So wat is die verbod? Die verbod is jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak nie. En jy mag daardie beeld of afbeelding ook nie vereer en dien nie. Wat is die gebod dan? Want ons besef nou as ons na daai verbod kyk, dan besef ons die Israeliete het met ander woorde 'n fout gemaak, toe hulle die goue kalf gemaak het, is ek reg? Hulle het gevoel die Here is, of Moses is weg, ons wil 'n God aanbid, en hy kom nou nie terug nie, en wat is ons idee van God? En hulle idee was baie soos die kalvers van die ander nasies, hulle het ook 'n kalf gehad vir 'n God, so kom ons maak 'n God wat ons kan aanbid. Dis hulle idee gewees, nie? Jy mag dit nie doen nie. Maar wat is dan die gebod? Jy moet die een ware God op die regte manier aanbid, soos hy dit vir ons voorgeskryf het. So, ons moenie dink dat die tweede gebod vir 'n mens sê, jy mag nie beeldjies hê nie. Of dat die tweede gebod vir mens sê, dis verkeerd om vir die kinders 'n prentjie van Jesus te wys, as jy vir die kinders leer van Jesus nie. Of dit is verkeerd dat iemand 'n skildery maak van Jesus of van die laaste avondmaal of wat ook al. Dit is nie verkeerd dat 'n mens probeer om godsdienstig goed uit te beeld nie, maar wat verkeerd is om daai uitbeelding te aanbid
of dit te dien. Soos Israel gemaak het met die goue kalf. As daardie beeltjies of daardie goed wat saam met dit gaan vir jou belangriker word, dan word dit mos godsdiens, wat eintlik afgodsdiens is. Dis ook 'n oortreding van hierdie gebod as iemand verwerp hoe God oor homself praat in die skrif, hoe hy homself openbaar en God dan aanbid soos hy dink. Mense hoor soms dat mense sê, ek is 'n Christen, maar my God is 'n God van liefde, nie van toorn en oordeel nie. So ek glo nie in die hel nie. Of allerhande goedjies wat hulle bysit by hulle geloof. Dan aanbid jy 'n afgod. Want jy aanbid 'n idee van God wat nie in die Bybel is nie, maar wat uit jou agtergrond uitkom, uit jou hart uit. Dis mensediens. Dis nie godsdiens nie. So die punt van die tweede gebod is, ons moet ons begrip, ons opvatting van God vorm en bepaal volgens hoe God homself in die woord beskryf, nie hoe ons dink dit eintlik mooi klink nie. Want God is groter as enige voorstelling, maar hy's nie groter as sy woord nie, want dit is sy woord. Hy's hy's buite enige verstandelike uitbeelding van homself. Daarom kan ons hom net indink soos hy homself uitbeeld in sy woord. Die woord het die laaste sê oor hoe ons oor God mag dink en hoe ons hom moet aanbid. En wat nou interessant is, of wat belangrik is, nie dit interessant nie, is dat hierdie gebod mos nou 'n lang gebod is, want hy kom nou met 'n waarskuwing na die volgende geslagte. En dit is belangrik dat ons moet besef dat die Here in hierdie tweede gebod sê, onthou, ek gaan die sondes van die vaders besoek aan hulle kinders. Want dis wat nou gaan gebeur, as kinders leer, kinders leer mos deur na hulle ouers dop te hou. Nou as hulle nou by hulle ouers leer, dat as dit nou regtig sleg gaan, dan gryp ek nou na die bottel of na die pille, of as ek nou wil beter voel, as ek nou vervelig is, dan vat ek die foon en dan doen ek nou 'n bietjie online shopping en so aan. Of as dit nou 'n mooi Sondag is, dan gaan ons nou nie Sondag kerk toe nie, want dit is so 'n mooi dag, ons moet die dag benut. Hoor julle wat ek sê? Kinders volg hulle ouers. En wanneer kinders kyk hoe ouers die Here dien, en waaraan hulle geld en hulle tyd bestee, en wat vir hulle die belangrikste is, dan gaan die kinders dit naap. En gaan hulle kinders ook so groot maak, dis ook met die derde en die vierde geslag. Maar die wonder van hierdie tweede gebod is, dat dit nie stop daar nie. Dat die Here sê, maar, ek betoon my liefde, tot aan die 1000ste geslag, van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Die Here seën die huise en die gelowiges wat hulle goddelike waardes vir hulle kinders uitleef. Wat kinders groot maak om te weet hoe dien 'n mens die Here? Wat sê sy woord oor wat ware godsdiens is? En deur vir hulle die regte voorbeeld so te stel, help ons hulle ook om net soos ons weg te draai van afgode en die ware God op die regte manier, soos die Bybel dit sê, te aanbid. Hy word ons diepste heilsbegeerte. Wanneer daar geen ander gode in ons huise is, behalwe die diens aan die Here nie, dan sien ons kinders dit. En is hulle veilig vir die volgende geslagte. Ook hulle kinders word in liefde vir God groot. So wat beteken die
eerste 2 gebooie vir ons alledaagse lewe in die 21ste eeu. In 'n vorige eeu het Martin Luther gesê, eintlik 'n paar eeue gelede al, het Martin Luther gesê, die saak wat die eerste gebod stel, is die vraag na vertroue. Op wie vertrou jy met jou hele hart? Solank daar naas of langs ons verbintenis met God ook nog 'n klomp ander verbintenisse is, dan bluf ons onsself oor ons geloof in God, skryf hy. Hy sê, solank ons nog ander verwagtings, ander lojaliteite en ander geloof het naas en gelykwaardig aan God, dan help 'n verbintenis met God niks. Dit tel nie, dit werk nie, is niks werd nie. En die rede is, geliefdes, God wil nie ook gedien word nie. Hy wil alleen gedien word. Ek is die Here jou God. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. En ons moet besef dat gehoorsaamheid aan die gebooie en liefde aan God totaal aan mekaar verbind is onlosmaaklik. Jy gaan nie die gebooie nakom as jy nie God heeltemal liefhet nie. Maar jy kan ook nie God met jou hele hart lief hê en nie die gebooie nakom nie. So daarom is daardie 2 vrae op die skerm is die vraag wat vir oggend ter sprake is. As ons die 10 gebooie gaan hanteer, wil die eerste en die tweede vir ons vra, waar is jou hart? Op wie vertrou jy? Gee jy vir God sy regmatige plek in jou lewe? Luther het in daai gesprek verder gesê, hy het gesê, in God beteken die een wat ons as die bron van alle goed sal beskou, en wat ons na toe sal vlug elke keer as ons verdriet en moeilikheid beleef. 'n God is ons enigste toevlug. Met ander woorde, hy sê, dit waarop jou hart staat maak, en waarop jy geheel en al vertrou, dit is in werklikheid jou God. En as jy nie geheime vertroue het op iets of iemand anders, of magte of invloede, of 'n goeie bankbalans, of 'n baie goeie, hoe sê hulle, broker, dan verbreek dit jou verhouding met die Here, want jy vertrou nie op hom in die eerste plek nie. Jy sien nie hierdie goed as hulp nie, jy sien hulle as die ultimate, as die antwoord. En so moet ons onsself dus in die lig van hierdie 2 gebooie ondersoek op verskeie vlakke. Gaan evalueer die mag van media in jou lewe. Dink aan hoeveel ure jy spandeer aan televisie of jou foon of die internet. En hoe vergelyk dit met die tyd wat jy aan God bestee, wat jou lewe kan beïnvloed met sy wil en sy riglyne? Wat het regtig meer invloed in jou lewe? En daarom is die vraag, hoe belangrik is dit vir jou om gereeld ook in die samekoms van die gelowiges te wees? Die mag van die media kan die wil en die invloed van die Here in 'n mens demp en doodmaak, sonder dat jy dit agterkom. Die tweede ding wat jy moet gaan kyk, gaan identifiseer die materiële dinge in jou lewe wat dalk meer toewyding kry as jou God. Iemand het geskryf, gaan kyk 'n bietjie rond in jou motorhuis, in jou kelders, in jou huis, in jou dagboek. Vind jy meer behaag in dinge as in die Here? En as jy daai dinge geïdentifiseer het wat eintlik soveel tyd en plek opneem dat dit die Here se tyd minder maak, dan moet jy hulle noem wat hulle is. Dis afgode. En dan moet jy ontslae raak van hulle.
want hulle is in kompetisie met jou verhouding met die Here. Want die Here moet ons alles wees. En niks moet ons daarvan wegvat nie. En dan die laaste ding wat iemand gesê het is, dink ook, hoe afhanklik is jy van jou eie vermoëns? In jou geloof, is jou idee van jou godsdienst, jou teologie belangriker? Of laat jy jou lei deur die woord van die Here en hoe die kerk dit vir jou leer? Werk jy vir dinge wat nie sal hou nie, omdat dit monumente vir jouself is, of dien jy die ewige dinge? So as ons hierdie volgende 8 weke gaan erns maak met die 10 gebooie, dan roep ek jou om regtig ernstig elkeen se gebod en verbod op jou lewe te gaan toepas. Ek hoop jy het ook vanoggend gehoor waar dit begin, om oor elkeen van daardie 10 gebooie te sê, maar dit is vir my, dit word van my verwag, omdat die Here my God is, wat my die plek van slawerny vrygemaak het. Maar as ek wil saamvat wat die eerste 2 gebooie sê, kom ons onthou, kom ons praktiseer dit elke dag vir die res van ons lewe, sodat ons kinders dit kan sien, en dit kan naap, en in die volgende geslagte kan doen. Daar is net een God. Hy deel nie sy plek met ander sogenaamde gode nie. So gee hom die eerste plek in jou lewe. Moenie ander sake of belange of mense meer aandag gee as die Here nie. Maar in dieselfde asem, moenie probeer om menslike voorstellings van God te gebruik om jou godsdienst vir jouself makliker te maak, of om menslike idees te volg van hoe om hom te aanbid nie. Verdiep jou in sy woord en in sy wil, en dien hom soos hy gedien wil word. Onthou julle, ons het net nou gehoor, God wil nie ook, saam met ander dinge, gedien word deur jou nie. God wil alleen gedien word. Hy is die enigste Here. Aanbid net vir hom, en aanbid hom net soos hy homself in sy woord openbaar. Amen. Kom ons bid saam. Here, hierdie is so 'n gewigtige saak, en dan is dit vir ons so wonderlik dat ons vir U kan kom sê dankie, dat U die las daarvan weggevat het, deur dit vir ons so duidelik in die woord te kom beskryf. Dankie dat U eise nie is omdat U ons slawe wil maak nie, maar omdat U juis vir ons wil laat leef as vry mense. Dankie dat hierdie reëls juis daar vir ons is, sodat ons kan weet hoe om binne ons beperkinge te leef. En dankie dat U die een is wat dit vir ons gee, die lewende, die almagtige, die enigste Here. En dankie dat U vanoggend vir ons kom sê, maar U is jaloers op ons liefde vir U. Dat U dit nie wil deel met ander gode nie. Here, ons wil vanoggend vir U kom bely, ons staan skuldig.
nie almal van ons, baie min van ons, indien enige, kan sê, ek dien net vir U nie. Want as ons terugdink, nou net in die afgelope kwartaal, dan weet ons, van tye wat ons eie belange of ander aspekte 'n groter voorkeur gegee het. En aan daardie invloede toegegee het en dat dit ons eintlik of verhinder het om met U besig te wees of gemaak het dat ons iets gedoen het teen U wil. Vergewe ons asseblief. Dankie dat U vanoggend vir ons op 'n ferm maar liefdevolle manier kom sê, U wil alleen gedien wees. En vir ons kom wys het hoe dit moontlik is. Want dit vra net die prysgawe van alles wat vir ons belangrik is, belangriker as U. En die oorgawe aan U om U die belangrikste in ons lewe te maak. En U wil, en ons vra, Here, help ons daarmee. Gee dat hierdie riglyne wat ons die volgende kwartaal gaan behandel, ons daarin sal bystaan en sal help. Maar help ons om nooit uit die gesig te verloor hoe goed U vir ons was nie. Hoe magtig U is nie, dat U dit kon regkry om 'n verlossingsplan te bewerk in Christus Jesus aan die kruis, wat ons so vry maak, dat ons ook vry kan wees van besittings en van buite-invloede, en dat ons onsself totaal vir U kan gee en sinvol, vreugdevol kan leef. Laat dit in ons lewens waar wees asseblief. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons sing 'n lied wat iets hiervan sê. En dis daardie pragtige lied van hoe groot is ons God. Kom ons staan en ons sing hoe groot is ons God. Die wilde van die Heer, geklee in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy klee homself met lig en duisternis moet vlug. Begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons sing hoe groot is ons God. Almal sal sien, hoe groot is ons God. En gaan, en tyd is in sy hand. Begin en die einde, begin en die einde. Die Godheid, drie in een. O, Vader, Gees en Seun, die leeu en die lam, die leeu. Ons
is goed. Maar sit, dankie. Kom ons kyk gou na die opsommingkie van hierdie week se hoofstuk 9 oor Rut, dink ek. En dan gaan ons net ietsie sê oor die storie. There was a man named Elimelech and his wife Naomi who lived in Israel during the time when the judges were in charge. There was a great shortage of food in Israel that caused them to move to a foreign country called Moab. Elimelech and Naomi raised 2 sons, and when their sons grew up, they each married women from Moab. Sadly, Naomi's husband and 2 sons died, and Naomi was left alone with her 2 daughter-in-laws. She told them that she was going to move back to Israel and that they should return to their own families. But one of the women, Ruth, refused to leave Naomi. She said, "Wherever you go, I will go. Your people will be my people, and your God will be my God." So Naomi and Ruth moved back to Israel to begin a new life. One day, Ruth went to a field to pick up the grain that the farmers had left behind. Little did she know that the owner of the field was Boaz, a relative of Naomi. Boaz was kind to her and offered her to come find food whenever she wanted. Naomi was getting older, so she came up with a plan to provide for Ruth once she was gone. She suggested that Ruth sneak into Boaz's bedroom while he was sleeping, uncover his feet, and ask him to take care of her. Ruth took Naomi's advice. She uncovered Boaz's feet and laid down next to him. In the middle of the night, Boaz woke up startled. Ruth asked him to care for and protect her. Boaz agreed, but said he needed to first buy the land she lived on so that he would have the right to marry her. So Boaz brought together the decision makers of his town and asked for permission to buy the land. The leaders gave Boaz permission and prayed that God would help Ruth be a great wife. They were married and had a son named Obed, who would soon become the grandfather of one of the greatest leaders Israel had ever known. As julle nog nie gelees het nie, hoop ek julle gaan lees dit. En as julle agtergeraak het, maak nie saak nie, maar daar is op die webwerf is daar dan die Bybelstudies wat ons kan doen op ons eie. Daar is ook die video's wat julle kan kyk van die Bybelstudie reeks. Maar ons wil julle aanmoedig om ook by 'n klein groep in te skakel sodat mense as groep dit ook kan bespreek. So volgende week is die hoofstuk 10. Ons begin nou met Samuel en ons gaan, ek dink die konings is kort daarna, maar dit is baie interessant. So ek wil julle aanmoedig, ek lees dit nou ook en ek kom nou net weer agter hoe baie mense vergeet van wat in die Bybel is en eintlik ja, ek wil nie te veel sê nie. Dit is regtig goed om net weer die Bybel so deur te lees en dit is ook goed om dit met mekaar te bespreek. So mag dit vir julle heerlik wees om dit so saam te doen. Net 'n paar afkondigings, ek dink as net 2. Die een is die besoekprogram wat voortgaan, dis reg. Ek het laasweek gesê dat ek nou van hierdie week af by 'n ander ouetehuis begin waar ek minder ure gaan deurbring. So ek het nou 'n dag ekstra en ek wil veral dat die besoeke weer 'n bietjie optel. So ek het 'n lys gebring, ek is besig om besoeke te reël. Ek sal graag wil om weer by elke huis uit te kom. En van hulle gaan ek saam met die ouderlinge ook doen. So ons wil graag, as julle beskikbaar is, julle kan nou vir my kom sê en in die tussentyd sal ek ook mense bel daarvoor. Ek gaan ook kyk of ek in die volgende 3 weke, dit sal nie hierdie week wees nie, maar die volgende 2 weke nadat ons miskien dalk die bazaar goed wegkry uit my huis uit na die container toe, maar ongelukkig kan dit net in die week gebeur. So ek hoop daar gaan daai
2 weke dalk iemand wees wat fly in fly out doen, want ons moet voor 5 uur daar wees, dis die probleem. So ek sal dit volgende week afkondig dan. So as daar van julle is wat ook nodig het dat ek by julle uitkom, moenie huiwer nie, kontak my asseblief. Ek hoop dat ek meer by julle kan uitkom nou vorentoe. Dan die volgende is ons gemeente retreat. Dit is oor 4 weke as ek dit nie mis het nie. Dit is daardie Saterdag, die 25ste Mei, en ons wil vir julle vra om asseblief daai dag uit te sit, om saam met ons te kom sit in die teenwoordigheid van die Here in sy woord, en saam met mekaar te besin oor sy wil vir ons en hoe ons dit gaan uitleef vir hom. En ons sal in die komende weke sal ons vir julle meer inligting gee soos dit nader kom na die tyd toe. Ek dink dis die enigste 2 afkondigings. Ja, ontvang die seën van die Here en mag julle 'n baie geseënde en sinvolle week hê. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van julle. Amen.